Geliefdes in ons Here Jesus, ek groet jou op hierdie Dinsdagoggend, die 18de Augustus, weer in die mooiste naam aan ons bekend, die naam van ons Here Jesus Christus. Ons is besig hierdie week met die behoefte wat elke mens het om veilig te voel. Nou vandag kyk ons 'n bietjie na 'n ander verhaal. Ons het gister gekyk na die vestingstad Tyrus en hoe Jesegiel vir ons verduidelik het dat omdat die mense van die stad gedink het hulle is so veilig en hulle veiligheid alles gebaseer het op hulle mure en hulle eiland gebaseerde stad, het hulle gedink hulle is oninneembaar, terwyl hulle eintlik hulle veiligheid alleenlik by die lewende Here en God moes soek. Nou vandag kyk ons dan nog so 'n voorbeeld. Aan die begin van die eeu was daar 'n Ierse maatskappy wat 'n onsinkbare skip wou bou. Dit moes so groot en sterk wees dat duisende mense daarmee in veiligheid kon reis. Dit moes so veilig wees dat dit die sterkste wind, die woeste branders en die ergste storm kon trotseer. Dis moes so vinnig wees dat dit afstande in 'n rekordtyd sou kon aflê. En hierdie skip moes so weelderig wees dat die rykes van die wêreld al hulle hartsbegeertes daarop sou kon bevredig. Hierdie onsinkbare, magtige, weelderige skip, die Titanic, het op sy eerste vaart gesink. Op 'n see wat so kalm was soos 'n plaasdam, op 'n windstil dag. Wat het gebeur? 'n ysberg het dit skrams getref en 'n uur later het dit onder die see verdwyn. 1500 mense het gesterf. Wat 'n tragedie, want daar was nie genoeg reddingsbootjies om eers die helfte van die passasiers te red nie. Die eienaars van die skip het gedink dat die reddingsbote net plek opneem en buitendien was die reddingsbote mos onnodig. Die skip sou mos nooit sink nie. Liewe vriende, wat 'n les om te leer. Partykeer bou ons eie Titanic. Ons is so gefokus op die aardse veiligheid, op die aardse pensioenfondse en mediese fondse en ons groot sekuriteitsheininge om ons erwe en ons sekuriteitskomplekse. En dan vergeet ons, die enigste ware veiligheid lê nie in al ons beplanning en in al ons verwagtinge en in al ons sogenaamde aardse hoop. Nee, ware veiligheid lê alleenlik by God. Liewe broers en susters, liewe kinders, liewe jong mense, kom ons bid ook vir mekaar. Ek vra jou om so saam met my stil te raak. Dan nader ons die ware lewende Here en God. Here, ons Here, hoe hartseer was die verhaal van die Titanic nie. Here, ons is ook dikwels geneig om dalk ons eie Titanic te bou. Ag Here, en dan hoop en vra ons dikwels vir windstil dae en seepglad kalm plaasdamwaters in ons lewens. En dan dink ons, alles is perfek, terwyl ons siel en ons gees blootgelê word deur 'n ysberg. En dan besef ons met eens, ons het ver gelewe van die Here, ons Here, die enigste, die God van hemel en aarde. Die enigste plek waar daar eintlik veiligheid is. In die hande en in die genade en in die liefde van die Vader, deur die Seun en die belewenis daarvan deur God die Heilige Gees. Ons bid, Here, dat ons mekaar dan sal herinner
en mekaar styf sal vashou, om mekaar ook weer te bring, te motiveer en te inspireer, om ons veiligheid by U te gaan soek. Ons bid dit vir mekaar, in die naam van ons Verlosser, Jesus die Christus. Amen.